Môre dames, dis heerlik om hier te wees en die Here het ons geseën met reën. Ek sê as dit reën, dan seën die Here, want dan begin hy ons hart voorberei vir nuwe saad wat hy wil saad. So ek vertrou dat my storie 'n saadjie in jou hart sal bære vandag. So partykeer maak die Heilige Gees my bietjie emosioneel, soos ek so en ek sê mos my blaas sit nou net hier onder my oë. Soos ek so 'n paar trane stort en as my stem so tik-tak breek, daar gaan hy. Dan moet julle weet dis die werking van die Heilige Gees, want hy woon mos in ons en hy wil vir ons volheid van lewe gee. So my storie het begin op die ouderdom van ek is gebore op 'n plaas. My ma was ook 'n maatskaplike werker soos ek en ons het mos groot harte vir versorging. So my ma het toe nou besluit om 4 kindertjies agter mekaar te hê en omdat sy ook so lief is vir kinders, toe kry sy maar 5 pleegkinders by. So ons is 9. So wanneer ons see toe gaan, dan is almal rooi gebreide truie aan in die hitte van die son. Dat ma net kan tel waar is hy 9. So ons het so groot ou Valiant gehad en dan moes ons nou al 9 dae met hulle tweetjies by 11 in die kar. So dit was moeilik. Ek was half nou soos die middelkind, want dit was 5 kinders ouer as ek en dan nou die 3 spruite onder my, so ek moes al die verantwoordelikheid aanvaar. So as kind was dit nou nie vir my baie lekker nie. Maar ek dink daar het ek nou bietjie soos hoofmeisie geraak. Ek rule en regulate almal. So langs ons het daar die Lous gebly en hulle was 4 dogters. En daar was 'n plekkie op Woolsley, 'n disco wat oopgemaak het. Onthou, dis nou donkie jare terug. En onthou, daai tyd was dit as daar 'n disco in die dorp is en die dorp is so klein soos Woolsley, dan is die gebedstannies by mekaar, né? So hulle het begin bid, hierdie plek moet toemaak. En ek en my suster bid net vir die geleentheid om dit te besoek. So ons het eendag oorgestap na die mense toe, dis omtrent so 12 km, ons wange was bloedrooi toe ons daar kom en vir die oom gesmeek om my ouers te vra of ons een aand kan saamgaan. Goed, so op 14 besoek ek die disco. So my ma wou eers nie, maar die oom het nou mooi beloof, hy sal met ons dans, hy sal nou al die manne van ons afhou en so aan, want hy weet nou al, want sy dogters dans daar, hulle was so bietjie ouer as ons. So die eerste aand wat ek daar is, toe stap daar 'n man in. Ek wou eintlik altyd 'n non geword het. Maar toe ek daai man se boude sien, toe besluit ek, nee, wat, kom ons los maar die geloof daar, kom ons fokus nou hierso. So, en daai tyd was ek lekker groot en vet en ek het 'n vreeslike pizza face gehad, so dit was nou baie moeilik. Maar 'n disco is mos donker, né? Jy lyk mos nie lekker soos jy nou moet lyk, hè? So ek het daai aand, nou sê ek vir die oom, dans nou net so tot jy nou voor die ou kom. Dan los jy my nou net daar, as die lied nou klaar is. So die arme oom het met my gestorm al agter die jonklong aan. En op die ouend toe die lied nou klaar is, toe sê hy sit nou, toe los hy my en toe vra ek maar, sal jy met my dans? So ja, nodeloos om te sê, dit het my man geword. Ja. So, maar ek het daarom eers, ek het daai aand al vir hom gesê, ons gaan trou. My suster sê, jy is van jou kop af. Ek sê, maar ek ervaar net, dit is die man vir my. En dit ek het vir hom gaan sê, dus ek weet nie wie jy is, he? Maar ons twee gaan trou, maar ek is nie eers 14, so ek moet eers gou skool klaarmaak by La Rochelle, dan wil ek gou net ietsie gaan swat vir 4 jaar, dan gaan ek vir my werk kry, maar dan moet jy weet, jy kan vry, jy kan losgaan soos jy wil, geniet jou jare, maar daarna is ek nou daar, so dit sal so wees so rondom 1990-91. So, ja, so dit het goed uitgewerk en op die ouend is ons toe getroud en hy was in Amerika en ek het gaan studeer. So my ma wou altyd gehad het, eintjie moet regte swat. Dis seker my hoofmeisie styl in die huis. So toe kom ek nou daar, ek is aanvaar, maar die ry was so lank. Ek soek nou net iets vir 4 jaar, want ek gaan mos nou trou. So hier langs aan, is daar dus so 'n kort rytjie, en ek vra, wat studeer julle? Maatskaplik, ek sê, dan gaan ek het ook sommer nou swat. So, en dit was dan nou daai tyd nie so maklike kursusie. Ons was so 120 in die klas,
En die eerste dag toe sê professor Botha, as jy kan praat, kan jy wees. Ek dink ek kan praat. As jy kan skryf, kan jy wees. En ek kan skryf. As jy entrepreneur is en uit die boks uit kan dink, dan kan jy ook wees. Dink ek, dis vir my. So na ons 4 jaar was ons net 32 in die klas oor. So hulle sê hoekom ons vra om te gaan, maar my doelwit was mos ek gaan trou met Van der Merwe. So ek moet nou net fokus hierso. So na my universiteit het ek werk gekry by korrektiewe dienste by Brandvlei Maximum. Ek was maar nog altyd 'n bietjie anders. So ook toe ons moes prakties doen op universiteit, het ek gevra, kan ons nooit by Stikland gaan prakties doen nie? Hoekom is altyd by die SIV en dan moet ons nou hier by Bedisa? Net so exciting. So ek was 'n student by Stikland Hospitaal. So die eerste dag toe ek daar kom, toe sit daar so kaal vroutjie buite in die mis met 'n sigaret. Ek vra toe wat is haar naam? Sy lyk interessant. Haar naam is Anna Mart. Oeps, okay. Goed, so toe weet ek nie. Hier is die Anna Mart skook nou nie so lekker sag nie. Goed, so ek het my eerste 5 jaar verskriklik geniet by die Maximum. Daai het hulle die doodstraf omgedraai. So ek het met al daai manne gewerk wat op death row was. En natuurlik, jou kop raak te mekaar as jy weet, dis my datum, dis wanneer ek gaan sterf. En as hulle dan vir jou sê, jy gaan nie meer sterf, jy gaan nou lewe. Maar lewenslank in 'n gevangenis. So daai tyd het ek nou nie vir die Here baie goed geken nie. Ek het maar kerk toe gegaan, dan sit ek daar, dan dink ek, daar moet meer wees. Ons kan nie net elke Sondag so sin, opstaan, sit, en kom ons uit, dan ek in elk geval nie verstaan wat nou hier aangegaan het nie. So die begeerte in my hart was, daar moes meer wees as dit. En ek dink die Here het my gebed gehoor. So hy het besluit, kom ons stuur vir jou so 'n ervaring in jou lewe, dat jy kan besef, wie is God, en wie is jy in hom? Goed, so in 1991 is ek met Van der Merwe getroud. Ek het so 3,5 jaar gewerk. Toe sê my skoonmammie, maar wanneer gaan jy die ou pilletjie los? Ons moet nou op 'n plaas, dan moet 'n erfgenaampie wees. My antwoord was, ma, ek het 4 jaar geswat, so ek wil ten minste net 4 jaar werk. Asseblief, maar my skoonma het 5 kindertjies in die wêreld gebring. So verstaan, is groot druk, groot druk. So op die oomblik het ek Van der Merwe gesê, Bokkie, hoeveel kinders wil jy hê? Hy sê toe 3. Ek sê nou, hoekom 3? Nee, 1 om my te vervang, 1 om jou te vervang en 1 om die volk vorentoe te vat. Okay, great stuff. So dan gaan dit 3 wees. So ons het toe nou besluit, okay, ons gaan nou babietjie hê. En Andries is toe gebore Januarie 1994. En daai tyd het my man, bietjie met aardappels geboer. Ons is vrugteboere en ons glo groenteboere is kontant vloei so. Die dag van Andries se geboorte is ek toe by my ma. En 'n Sondagoggend, ek het nog gewerk tot daai Vrydag. Gevangenes sê vir my, mevrou, jou voete is geswel, die babatjies op pad. Shut up, jy, wat weet jy? Okay, toe is dit Sondagoggend 6:00. Toe voel ek, hier's nou iets nie lekker nie. So ek het vir my gaan tee maak, rustig gesit. 8:00 het ek vir my ma gaan wakker maak en sê, ma, ek dink die babatjie kom nou. Wat? En dit toe sit chaos in daai huis soos my ma te kere gaan. So my suster is swanger met 'n tweeling. So die moet nou saam in die kar. Daar's niks gepakkie, ons moet nog van ons af ruwe grondpad ry om nou by my huis uit te kom om te gaan pak. My ma is hysteries, sy rook soos in 2 sigarette gelyktydig. My pa kou pepermente en sê net so, Sarah, bedaar net. Goed, so ons is by die huis, ons pak, nou is ons by Medikliniek in. My pa gaan nou al die vorms invul. Van der Merwe is nie by die huis nie, hy het gaan aardappelmoere haal by Elandsbaai. Daai tyd was die selfoon girls. So sy ma moet nou opgekommandeer raak om almal te bel in Elandsbaai om nie hande te kry, want hy het gesê na die aardappelmoere gaan hy gou 'n bietjie vis vang. So iemand moet in die oewer vir hom loop haal, hy moet kom. Goed, so by Medikliniek storm ons daarin, my ma is soos, emergency. So hulle hardloop daar met 'n rolstoel, gryp my suster, want sy lyk baie groter as ek, en af met haar in die gang. So tussen my ma is in, trek, dis die kind, vat die kind. Goed, so toe is ek nou seker 5 cm ontsluit.
Die ginekoloog kom en hy voel en hy sê jy het 'n stytbaba. Soos jy 'n stytbaba het, is daar iets fout met jou baba. Dis nou iets om te hoor die dag wat die eersteling nou moet kom. En ek was so bekommerd en toe het hy ook gesê dis 'n noodkeiser, ons gaan jou nou invat. So vinnig in en uit. So ek lê daar, ek dink net daar's fout, wat is fout? Goed, so ons het nou uitkom, van 'n Merwe staan voor die teaterdeur, hy vra net, wat is dit, 'n klimuit of 'n klong? Ek sê, dis 'n klongbokkie, dis 'n klong. Goed, so, toe is ons so 2 dae in die hospitaal en ek word ontslaan, maar Andries lyk vir my lekker by die huis, hy kan nie lekker suig nie, en hy bly vir my so blouerig, maar die pediater sê net, nee, dis die skok, omdat dit nou 'n noodkeiser was. Ek moet nou nie bekommerd wees nie. Goed, so ons gaan aan, maar Andries stel nie lekker oppie, skoonma laat tot my borsmelk toets. So dit was drama's daai. So 11 maande 6 dae daarna word my tweede kind toegebore. Okay, Ludie word toegebore. So ja, en die kind groei soos 'n kopkoel. Dit gaan so goed met hom. En 13 maande daarna word toe my derde babatjie gebore, Albert. Alright. Maar in ons huwelik was dit goed, ek en Van der Merwe het alles saam gedoen. So my kinders het my ook party dae 'n bietjie gedeer. So wie nou daar is Andries, my oudste. Dis na sy longoorplanting en dis Lisa. Lisa is 'n Stormsmorenberg se mamma wat besluit het dat sy Storm se organe gaan skenk. So dis my blessing. Alright, hier is ek en Van der Merwe, was die blonde baron in my lewe. So jy kan hom sien, ek het hom afgeknou, né, daar moet hy brei. Maar nou ja, as daar 'n kniekombers projek is, dan moet almal se hande wikkel. Goed, so ek en hy het ook saam gehengel, vir 5 jaar vir WP. My seuns het my gedeer, omdat ek hulle nooit sien nie. Toe sê hulle, mamma, as jy ons wil sien, dan moet jy begin visvang. Okay, dit was nou 'n lekker uitdaging, so ek het besluit ek gaan visvang. Toe kry ek voor hulle WP klere en SA klere. So, en dit was 'n heerlike storie. So, toe Andries nou so 3 jaar oud was, kom ek wys hulle net hoe die klein goed gelyk. Daar is hulle 3. So, Andries was so 2 jaar en 'n maand, toe's al drietjies gebore. Die ander 2 groei soos kopkole, so die een wat sy koppie vashou is Albert, die babietjie. Andries is die een met die rooi ding in sy hand en die ander een is Ludie. So van die begin af was dit vir my verskriklik swaar, want Andries groei nie, en hierdie ander 2 groei en hulle eet. En Andries is soos in, as hy nou geëet het, het hy doek aan na. So eet het 'n werk in ons huis geraak. So dan as die trekker verbykom, Andries sit daar, okay, sy lekker brim maak, as die mond oop gaan, dan steek ek iets in daar. So toe hy nou so amper 3 is, toe sê ek, nou kan ek nie meer. Toe het ons nou al die dokters gesien, hy was nou op al wat 'n ou vitamienstropie was, alles. En toe gaan ek na Marietjie Tron toe van Woester en sê, wie wat? Jy kry nou vir my iemand om my te sê, wat maak keer my kind? Goed, toe sê sy, ons gaan julle inboek in Rooikruis Hospitaal, en hulle moet dan nou kyk wat hulle kan doen. So daai tyd was Rooikruis nie so mooi soos vandag nie. Dit was vuil, en ek wou nie eens my kind op die vloer neersit nie. Die kots waarin hulle was so geroes, en die verf het so afgeskilfer, so ek dra nou die 3-jarige orals. En toe het hulle gesê, jy gaan 2 weke hier bly. So jou taak is, mamma, jy gaan al sy stoelgange vir ons in 'n bottel opvang, en jy sit dit vir ons in die yskas, en jy label dit met wat die datum is. So na 2 weke het die dokter gesê, jy moet jou man moet kom. Dis oestyd op die plaas, ons het nie selfone nie, so ek moet hom 'n miskol saans gee, dat hy my terugbel. Goed, en hy begin toe al die mediese mense in die familie opbel. So sy vrees raak al hoe groter, wat maak keer hierdie kind. En ek sien net kinders wat hande vol hulle drink hierso. En die Here stuur 'n tannie oor my pad om vir my te kom bid. En ek sê, weet tannie, hierdie Jesus nonsens, los het. Want my pyn was te groot. My bekommernis was te groot. En dis maar almal van ons, né? As ons bekommernis kry, dan het ons plan A tot Z en die laaste een is dan Jesus.
Goed, so ek het baie sleg gevoel toe die tannie daar weg is, nie, nooit eers weer gesien nie, so ek moes dit later bely. Maar toe sê die dokter, okay, hy gaan ons nou sien, en toe sê hy het 'n goeie nuus en slegste nuus. Toe sê ek, wat is die goeie nuus? Toe sê ons weet wat jou kind makkeer, hy het sistiese fibrose, maar die slegte nuus is hy gaan net 12 jaar oud raak. Nou daai tyd was ek 'n dik ding by die tronk, hoor, ek was 'n majoor. So ek het besluit 24 uur, ek bedank, as die kind 12 jaar oud raak, hy's nou 3. Ek het nou 9 jaar oor. So ek het gaan bedank en toe sê ek nou by die huis. En toe raak ek nou soos enige ma, ek doen navorsing van wat se kos het die kind eet, allerlei goede. So intussen moet Andries nou hande vol pille drink om sy kos te verteer. Want sistiese fibrose is 'n baie nare siekte. Dit val jou immuniteit die hele tyd aan. So jou slijm in jou liggaam is dikker as 'n normale mens. So ons ensieme maak eintlik ons slijm lekker dun en loperig en help vir jou om van al die gifstowwe in jou liggaam ontslae te raak. As jou ensieme nie werk het, dan het jy niks van dit nie. En dis hoekom Andries so klein die hele tyd gebly het. So nou het sy kos verteer, maar hy bly nog steeds klein. En Andries was 'n pikkie eter. So later het hy besef, die man hou van aardappelgeregte, hy kind moet net aardappels eet die hele tyd. Enige iets dat hy net sal groei. Goed, so dit was vir ons regtig waar, dit was moeilik om hierdie kind groot te kry, want dit was dag tot dag 'n stryd. En ook omdat ensieme hou jou longe skoon, hy het dit nie, so nou is dit my verantwoordelikheid om sy longe skoon te hou, so ek moet hom fisio. So hy moet soggens, middags en saans gefisio word. En fisio is geen lekker storie vir 'n 3-jarige en nou moet ek allerlei maniere asemhaal, asem ophou en maak klop my. So hy voel die hele tyd ek slaan hom, né? So dit was nogal 'n storie as ons ook as Rooikruis toe moet gaan. Nou gaan die ander twee saam. So hulle is nou 2 in 1. So hardloop in hy gange op en af. Ek sit net daar en sê ek net, waar is die ma van die kinders? Ek hou my net as aan, want as hulle moet weet dis my kinders, dan is dit nou moeilikheid. So dit was ook nog 'n storie. In die hospitaal hang die heeltyd kieme. So elke keer as ons terugkom as Andries siek, ek vat hom gesond soontoe en as ek terugkom huis toe 3 dae, dan het hy infeksie en hy hoes en hy siek en dit gaan te kere. So dit was regtig waar ek moes later dan besluit. Ek gaan my huis op saamvat. Sy bly met hulle buite, Andries kom net in vir sy observasies en dan weer uit. So ons was gewoonlik soggens 8uur daar, want ons is 'n country case. Want jy sit mos nou maar op jou nommertjie wat jy kry. En dan het 2uur het die dokter dan gekom. So 8uur is Andries in, country case. Dan gaan hy uit, dan moet hy 3 nou daar buite speel. En partykeer dan sien ek hoe gaan hy 3 melkwit manne daar op hy grasperk aan, maar ek moet sit, ek het die nommer. So my arme huishulp, ek het daar nou lekker kos ingepak en Coke. As hulle vaak raak gee Coke, want hy kind moet ordentlik wees as die dokter hom sien. So partykeer was dit ook die kinders, ander 2 wou vir Andries beskerm. So baie keer het hom met die dokter beklei vir alles hy nou met bloed trek. Dan klop hulle teen die deur en hulle wil in en dit huil en dit gaan te kere. So, maar op die ou end het hulle dan nou groter geraak en toe lyk hulle nou so. So Andries is die vaalietjie, hy is die chef van die gesin. Ludie is die boer en Albert, hy born to fish. Hy is net gebore om vis te vang. Op 3 het hy sy eerste vis gevang. So Andries was toe nou by ons in die laerskool. Die laerskool is so 700 meter van my huis af. So Andries se lewe was geken deur 2 weke gesond, 2 weke op antibiotika, 2 weke gesond, 2 weke op antibiotika. So ek het so 'n bietjie in die kerkkoor gesing, so 'n bietjie van asemhalingsoefeninge geweet. So ek het hom later aan geleer asemhalingsoefeninge dat die slijm net vinniger loskom, baie navorsing gedoen oor alles. En toe Andries nou graad 1 is, toe raak hy verskriklik siek. So hy is opgeneem by Eben Dangers. In Worcester area noem jy dit Eben Dangerous, want jy kom nie altyd heel daar uit nie. So hy is in die ICU daar opgeneem. Intussen, Andries is gebore in 1994, 1997 het ek wedergebore geraak deur mense wat vir my kon vra het om vir my kind te bid. So daai tyd was ek nou baie NG en eng. So hulle kom self op my kind salf.
So ek lees nou als oor salf in die Bybel, nou bel ek die dominee. Hy sê, dis 'n traumatiese ervaring. Is nou, wat is nou traumaties? Dis olie en iemand gaan bid vir jou. Nee, dis traumaties. Dis is nou vra ek vir my man. En hy sê, nee, ek weet niks van daai goed nie. Jy moet vir die dominee vra. So my suster gaan op 'n woord in aksiekamp en sy bel my. En sy sê vir my, suster, jy is op pad hel toe. Nou, okay, julle moet nou verskoon hoe ek al geantwoord. Fok man, wat weet jy nou? Dis wie ek was. Né? My kinders het so gevloek en dink ek, waar leer die klein wettertjies dit? Toe besef ek, dit kom van my af. Ja, so die Here moes nog al 'n rowwe steen vat om hom nou bietjie te begin polish, dit was ek. Goed, so, en sy doen toe 'n gebed vir my, en sy sê, God het jou so lief, dat hy in Jesaja sê, jy is soos 'n lammer ooi vir hom, en hy tel jou op, en hy druk jou teen sy hart vas. Want hy ken jou seer. En toe besef ek, maar ek ken nie vir hom nie. So ek gaan aan my man toe, ek sê, Bokkie, ek gaan my bekeer. Hy sê, man, ons NG Kerk, ons is bekeer. Hy kyk rugby, maar daai tyd was ek nou lekker groot. 110 geweg, is soos 'n kubus. Staan voor hy TV, ek sê, Bokkie, ek gaan uitvind. Maar ek gaan my bekeer. Hy sê, geen net pad, te sien wat daai WP span maak. So ek, tipies sousehoker, het toe nou 'n lysie opgestel, en almal wat ek nou diep gelowig geag het ek toe nou my afspraak gemaak en vir hulle dieselfde vrae gevra. En al die antwoorde was dieselfde. En toe besef ek is nie bekeer nie. Al sit ek in die NG Kerk, ek ken nie vir Jesus nie. Dis hoekom dit vir my so boring was daar. Want almal sit mos op dieselfde ou plekkie, né? En as jy miskien op iemand se plek sit, dan stare hulle down vir jou. Wat soek jy hier? So nou is my plek. So anyway. Goed. So daai nag sit vir manlief in die kooi en my kinders, en ek het net in die kombuis gaan sit en gesê, Here, hier is ek nou. Ek ken so 'n paar versies uit die Bybel uit, maar ek lees dit nou nie vreeslik nie. As daar iets is soos die Heilige Gees, waarvan ek al gehoor het tik-tak, vra ek, kom woon in my. En dit was asof die hele vertrek net begin draai het. En daar was so 'n warmte rondom my. En toe het ek net geweet, nou is ek veilig. Nou kan ek hierdie battle met my kind, nou kan ek dit begin. So toe hy in 1997 in graad 1, baie siek raak in Eenbin Danges, het ek nou so 'n bietjie geweet van warfare. Ek het ook net geweet, as jy vreugde in die Here het, dit gee jou krag. So wees dankbaar. Dankbaarheid was my sleutel. Dankie dat ek die geleentheid het om te leer, om hierdie kind se battle vorentoe te vat. So die ander tweeetjies staan nou by die ICU, klop hulle so teen die venster, sê hulle, mamma, wanneer gaan hy huis toe kom? Ek weet nie. Die dokter sê, ons gaan nou vir hom 3 soorte antibiotikas gee, 2 binneaars en 1 oraal, want hy is baie siek. So dit was in Junie maand. So ek het een nag gesê, ek het die hele tyd in elk geval by hom gebly, en toe een nag het ek net besluit, ek gaan nou langs jou bed sit, en die Here moet nou met my praat oor jou. Hy was so wit soos hy lakens, lê hy daar. En die Here sê vir my, wie wat? Jy dra jou seun se kruis, maar jy is nie gemaak daarvoor nie. Jy is gemaak om die ma te wees. As jy sistiese fibrose se kruis moes dra, dan sou jy dit gehad het. Maar jy is so besig om alles na te vors en uit te vind en te kere te gaan, dat jy nie op my, jou leidsman, fokus nie. So ek wil hê, die kruis wat jy dra vir jou seun, gee dit vir hom terug. En ek wil hê jy moet 'n profetiese aksie doen, lig dit op van jou skouers en sit dit op hom neer. So dit was omtrent so 4 uur in die môre, die 5de Junie 2001, wat 'n baie belangrike datum is. So, ek gaan nie my kind gesond maak nie. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Ek weet net, daar was 12 gesê, wat ek toe al afgesny het in die naam van Jesus, hy gaan langer lewe. En ek het daai kruis op hom gesit. So die volgende oggend 6 uur, hier maak Andries vir my wakker. Mamma, wanneer gaan ek huis toe? En die dokter sê, hy weet wat met jou kind gebeur het, maar oornag het iets verander. So baie keer hou ons so vas aan ons probleem. God wil die oplossing gee, maar jou hand is so toe, hy kan nie daarin nie.
Dis hoekom hy sê, werp jou worries op my. Werp beteken om met stikkend te smyt. Jy moet nie weer die splinters loop haal en dit aan mekaar vasgom nie, en dis wat ons geneig is om te doen. So Andries is huis toe, en toe gaan dit redelik goed met hom. So ons het aanvanklik elke tweede week Rooikruis besoek, en later dan was dit so elke 3 maande, en later dan elke 6 maande. So kom ek vertel julle wat is sistiese fibrose. Ek en my man was al 2 draers. So as jy 2 draers het, dan kry jy 'n leier. So Ludie, my middelkind, is nie eers 'n draer nie. Hy's fine, maar my babietjie kind Albert is 'n draer, maar hy het mos nou nie simptome nie. Hy moet nou net sy vroutjie laat toets om te kyk of sy dalk 'n draer is. Selfs daai tyd in 1991 was daar 'n wet wat hulle geproklameer het. As jy uitvind dat jou fetus sistiese fibrose het, dan kwalifiseer jy vir 'n aborsie. Omdat dit so 'n hoë risiko mense is wat gebore word, want jy bly maar altyd sieklik. Jy bly altyd sieklik. Want die kreons en die medikasie is verskriklik duur. En dit val al jou organe aan. So op die ou end verswak dit jou. Maar die Here was ook so goed, toe ons begin hengel, was daar Muggie het sistiese fibrose gehad. Hy was 'n bietjie ouer as Andries. Dan was daar ook die vriendin, of die vrou wat saam met my gehengel het, haar seun het sistiese fibrose gehad. So Here het regtig rondom my mense opgestel, wat met hierdie siekte struggle, om vir my ook te ondersteun. So ek wil ook regtig waan, ook net vandag, vir die Here eer vir dit. Muggie is oorlede, Marieke, haar seun is oorlede op 16. So, maar die Here was my genadig. So ek kan net vir hom eer. So Andries was omtrent so 13 jaar oud. Toe kry hulle kiem daar in sy longe wat hulle nie weet waarvandaan dit kom nie. So toe het hulle vir Kanada gekondig, in die UK, want dis ook waar baie sistiese fibrose mense na vore kom. En toe sê hulle dis 'n rare TB kiem. En hoe het hy dit gekry? Iemand moes op hom gehoes het wat hierdie kiem het. So toe moet hy vir 18 maande 4 antibiotikas kry, waarvan 2 moes ek inspuit, en die ander een moes hy in 'n drip in, en die ander een moes hy nou sluk. So toe is hy nou in graad 7. So soggens vroeg, hy het net gesê, mamma, jy vertel vir niemand nie, ons doen hierdie ding by die huis. Hulle wou hom aanvanklik in die hospitaal opneem. Toe sê ek, daar is nou nie manier nie, hoe minder jy in die hospitaal is, hoe beter vir ons almal. So die dag toe ek nou die medikasie moet gaan haal op Worcester Hospitaal, was die apteker meneer McPherson. En hy wil dit nie vir my gee nie. Hy sê, mevrou, is jy verpleegkundige? Ek sê, nee, ek is 'n souseworker, maar ek leer vinnig. Hy sê, gee die vrou die boks. Dat sy net gaan. So ek het 'n verpleegkundige vriendin, en sy het vir my toe gehelp, want hulle moet 'n lokkie insit, en die lokkie partykeer dan begin hy ontsteek, en moet hulle ander aards soek om die lokkie in te sit. So vir 18 maande het Andries in my kamer soggens 6 uur kom lê, terwyl hy nebulize, die drip loop in, en hy moes almekaar ook gaan vir niertoetse. So die een inspuiting is soos 1 milliliter, maar jy moet dit oor 'n 20 minute tyd moet jy dit inspuit, dat sy niere nie beskadig raak nie. So dit was nogal 'n ding, en vanaand dan doen ons dit weer. So dit was 'n verskriklike storie, maar ek is so dankbaar dat hulle daai kiem gevind het. Want as hulle dit nie opgespoor het, sou hy nooit kon kwalifiseer vir 'n longoorplanting nie. So toe begin dit ook nou, Andries moet nou hoërskool toe gaan, want hy is nou in 'n plaasskool van 55. En toe begin ons nou skool soek. So ons is Parel toe, my man was in die landbouskool, ek was 'n Larry. So obviously wil jy mos nou weer teruggaan na die alma mater toe, en Andries kan nie. Want vanoggend voel hy lekker, vanaand sy hond siek. So goed, so ons is toe nou na al die skole toe, en toe ons by Charlie's en Ceres kom, toe stap hy so oor die gras, en hy sê, mamma, die Here sê ek moet hier wees. Sê ek, prys die Here, kom ons kry net die vorms, waar teken ons? En die Here was so goed, in die jaar 2000, het ek toe besluit, hierdie dik lyf van moet ek afval, en ek het begin stap, en bietjie gesonder eet, en ek het 'n stapvriendin gekry in Breederivier, en haar broer is toe die koshuisvader. En hy laat toe nou al die matriekseksamens skryf oor wat is sistiese fibrose. So Andries sê, maar dis so lekker as ek hoes, dan vra hulle, Andries, is jy okay? Ja.
So hulle het ook later aan gesê, Andries boer in sy kamer, want 6 uur is hy op die nebulizer gaan, dan hoor almal in die gang, daar trek die ou se nebulizer weg. So Andries kon ook nie kontaksport doen nie, omdat sy beendigtheid is nie soos ons nie. Sy bene breek baie maklik, so hulle het hokkie gespeel. So nou wil die ander 2 rugby speel, toe sê ek, manne, daar word 2 sporte in ons huis toegelaat. Dis of hokkie of ballet. Besluit wat dit gaan wees. So okay, toe het almal nou besluit, ons speel hokkie en hulle was almal in een span omdat die ouderdomme so naby aan mekaar is. Goed, so Andries se hoërskool, daar het hy al begin, omdat hy so picky eater is, het hy besluit, maar hy wil gasvryheid neem. En die hele tyd gesê, mamma, ek wil net 'n chef vra. Woe, dan kom hy naweke van hy koshuis af, en kook hy man, my hele kombuis is vol potte en panne, want hy wil 'n chef vra. So toe besluit ek, die man is nogal slim. Want ek is nie so lief vir kook nie. Hy het altyd gesê, ma, noodleer die bid in ons huisie, noodleer kook. So toe besluit ons, die ander 2 moet ook nou maar gasvryheid neem, dat as jy dalk nou ou jong kerel raak, dan weet jy dan hoe, want jy gaan nie vir my kom vra nie, klaar. So dit was eintlik 'n blessing, naweek het hulle vir ons kos gemaak. Goed, so in graad 12, toe is dit ook nou dat ons moet oortrek van Rooikruis na Groote toe. Want by Rooikruis kan jy net bly tot jy 18 is. So en by Rooikruis het almal ons geken. As die country case, as jy van 'n Merwes kom, ons is al eerste in die ry, eerste by die apteek, eerste alles. En nou is dit Groote toe. So dit was nogal vir my 'n scary ding. Ek ken glad die Groote nie. So die eerste dag moet ons nou die nuwe dokter gaan ontmoet. 'n Ou man met grys kop. Hy loop stadig, hy praat stadig. Hy sê, "Woe, my kind gaan sterf. My kind gaan sterf met die oom." So toe vra ek nou vir hom so 'n paar vrae. Hy sê, "Hou net gou so mevrou." Dan haal hy 'n boekie uit en dan blaai hy vir hom aan die indeks. Dis soos, jy seker jy's 'n dokter wat met longe werk. So toe ons huis toe ry daai dag, sê ek vir die manne, "Mamma gaan nou bid, julle sê net amen." So ek bid, Here, asseblief vir die dokter, laat hy 'n wonderlike geleentheid kry vir 'n privaat praktyk. Neem hom weg, dat as ons oor 3 maande kom, dat U vir ons 'n nuwe dokter stuur, vol energie. Goed, 3 maande daarna, toe is die dokter weg. Waar is hy privaat praktyk, mevrou? Loof die Here. Right, wie moet ons nou sien? Kom so 'n lang lat daar in die gang af met sulke regte spytjie hare. Yes, is julle die van 'n Merwes? Daai man weet nog minder. So toe ons huis toe ry, mamma bid weer. Here, gee vir ons asseblief dat daar iemand sal kom. En hy moet 'n versorger wees. Hy moet na ons emosioneel kyk. Hy moet 'n passie hê vir Andries en hy moet nie vir hom net in stand hou nie. Hy moet die visie hê vir Andries vir 'n longoorplanting, dat my kind kan lewe. So 3 maande daarna, toe is Dr. Galligaro daar. Toe hy vir Andries sien, toe sê hy, Andries, en hy groet hom, hy sê, ek is Dr. Galligaro, ek gaan jou voorberei vir 'n longoorplanting. Yes, so gebed werk. So ons het 'n lang pad met Dr. Galligaro gestap, en daai tyd het hulle nie longe oorgeplant in die Kaap nie. So ons moes nou opgaan Johannesburg toe na Milpark toe. So dit was rondom Januarie en ek, Albertus en Andries is hier op. Andries was seker so 8 dae daar. Toe ons daar kom, toe kyk hulle nou sy goed en hulle vra waar is sy rolstoel. Ek sê rolstoel, hy sê mevrou met die longkapasiteit kan jou kind nie meer loop nie. Hy moet in 'n rolstoel wees. Ja, dis hulle, is dit die kind? Want dit lyk nie asof hy CF het nie. So dit was die Here se genade. So teen daai tyd was sy longkapasiteit 28%. So uiteindelik 'n kwart van die longe waardeur jy asemhaal, hy kan net 'n kwart van dit asemhaal. So hy het soos 'n visie asemhaal, eintlik so 'n hondjie wat moeg gedraf is. So jy kon die hele tyd sien hoe sy longe asemhaal. Ook as hy 'n infeksie gehad het, kon jy hoor hoe die slijm kraak in sy longe. Goed, so ons is daar en ons is baie opgewonde, hulle doen alles. Vir my was dit erg, want die social worker moet toe nou onderhoud met my hê. Ek weet presies wat jy gaan vra. So,
So op die oomblik het ons my vragies gelos en oor iets anders gepraat. Goed, so toe kom ons terug. Toe wag ons nou seker so 3 weke vir die uitslae. En toe die uitslae kom, toe sê hulle, jou kind kwalifiseer nie vir 'n oorplanting. So ons teleurstelling was verskriklik groot. Toe sê hulle sien hoe lyk dit op papier, maar dit wat hulle fisies sien klop nie die twee nie. So hulle gaan nie vir hom op die lys sit nie. So dit is ons bitterlik teleurgestel. Andries werk toe na hulle se chef in Stellenbosch by Tokara en hy sê net mamma, dit raak al hoe swaarder om asem te haal. Want toe hy was na daai jaar was hy so op 22% asem. En die dokter het ook later aan vir ons sê, miskien moet jy ophou om chef te wees. Want jy is die hele tyd by goed wat warm is, dan is jy in koelkamers, dan kom jy weer uit, so dit maak ook dat die infeksies vinniger raak. Goed, maar Andries het net gesê, dis wat hy wil doen, hy wil daar wees. So toe sê Dr. Galligaro, en dit was een van my gebede, Here, gee dat hulle operasie, saal en teater in Grote Skuur begin. So in 2019 word ons genooi op 'n sending uitreik. Ek en Van der Merwe. Nou sê ek, maar ons kan nie gaan nie, want wat as die kind nou iets oorkom? En Dr. Galligaro sê toe, ons gaan hom nou weer assesseer vir 'n longoorplanting, en dan kyk ons of hy kwalifiseer. Yes, en toe kwalifiseer hy. En toe is Dr. Galligaro sê toe, maar hy gaan nou weg. Hy gaan nou leer hoe om longe oor te plant, hoe moet hy die span saamstel, al daai tipe goeders. En dit was 2018, hy gaan vir 'n jaar weg wees. Maar die Here was so goed, as Andries siek is, dan WhatsApp ek vir hom, stuur vir hom die uitslae, dan laat weet hy, dis die antibiotika, dis die behandeling, dis soos jy maak. So later dan was dit ook in 'n Grote Skuur so, as ek kom, ek het eendag, was ek baie onbeskof met 'n dokter. So ek kom maar in, is 'n vroue dokter, BEE, en die handbag lê oop, die kos lê op die bed waar Andries nou moet in. Kyk, toe gooi ek nou 'n tantrum daar. Dr. Galligaro kom in die gang af en sê, this mother is my mother. She have to see no other doctor, only me. Yes. Okay, dit verkies ek. Daar hoef ek nou niemand uit te skel nie. Goed. So ons is toe op die sending uitreik, want Dr. Galligaro is nie daar nie, en alles het goed gegaan. En toe ons so terugkom, toe sê Dr. Galligaro, okay, ons gaan nou vir Andries op die kritieke lys sit, want hy het nou net 19% longkapasiteit oor. So dit was vir ons verskriklik. Dit was in Desember, en toe binne 2 dae, wie bel hulle, daar is 'n longe beskikbaar. Hulle gaan nou die toetse begin, en daai aand, toe hulle my bel, toe moet ek nog die volgende dag 'n verslag voorlê en alles. Ek jaag met daai verslag in die middel van die nag na iemand toe, reël, daai een moet dit vir my voorlê, en ons pak in, want môre moet Andries in die hospitaal wees. Hulle bel ons 2 uur in die nag. Die laaste toets wys, dit gaan nie werk nie. Andries kan nie daai longe kry nie. So Andries het bel my toe ook en hy sê, mamma, ek het van die begin af gevoel, dis nie my longe nie. Ek is nog nie reg vir dit nie. Goed, so dit was vir ons 'n baie groot teleurstelling. 3 dae daarna, ek bied jeugprogramme saam met my onderwyserkind aan. Ons kom 6 uur by die huis. Hier bel Dr. Galligaro en sê, jou seun is in die hospitaal. Ons gaan hom opereer. Ek sê, vir wat? Hy sê, Andries het vanoggend ingekom en sy maagpyn verskriklik. Dit wat hulle op die sonar kan sien, weet hulle nie wat dit is nie. Hulle dink sy ingewande het oor mekaar getrek en daai stukkie ingewande is nou besig om dood te gaan. Goed, so ons in 'n toestand, ek sê vir Albert, ons het nou, dis nou 6 uur, ons is die heel dag met 500 kinders wat gehop en geskop en whatever, deur mekaar, maar ons gaan nou ry. So terwyl ons ry, sê ek, Here, ek dankie, dis net sy blinde darm. Dis nie nou goed wat oor mekaar getrek het. Want Dr. Galligaro sê ek, as dit sy ingewande is, dan gaan hy nou 'n sakkie kry. Sakkie het, dan gaan hy 'n jaar moet wag voor hy weer kwalifiseer. Hy het nie so baie tyd nie. Hy het nie soveel tyd nie. So ons ry hier deur, ons bid nou net, dankie Here, dis net appendix. Toe ons daar kom,
stoot hulle vir Andries daar by hulle verby. Hy sê net, "Chap maar, ek hoop ek sien jou na die tyd." So toe besluit ek gaan nie in die hospitaal bly nie, want dan gaan ek nou bietjie mense beraad daar, so ons gaan koop vir ons kos. Toe ek my bestelling insit, die bel Dr. Galligar en hy sê, "Goeie nuus, dis net sy appendix." Loof die Here. Ja. So toe is Andries nou aan die Netcare kant, want hulle het die hele tyd die dokter gesê, wanneer die longoorplanting kom, gaan Andries eers by die gewone groote skuur in hulle ICU lê, en dan oorskuif Netcare toe. So hy is, "Ma, hier is medies, hoekom kan ek nou nie by Netcare lê nie?" Maar sy ervaring met daai appendix was vir jou 'n storie. Nommer 1, hy raak toe nou hardlywig, en hulle gee vir hom goed bo in en onderin, maar daar gaan niks aan nie. So toe onthou ek, toe hulle klein was, het ek hulle beentjies ons druk mos die kinders se beentjies op en af. So nou is ek besig met hierdie lang harige bene, kom bokkie, skenier hom, tot ons hom, dis hy. Hy het geval in die enamelpot, ons het hom, right. So, nou moet sy moet nou vir hom, die fisio moet nou kom en met hom in die gang af. Hy sê, "Ma, dis 'n val meisietjie daai, ek weet nie so lekker vir haar nie, stap mamma saam met my." So, okay, hier kom sy met 'n ou oom met die gang af. Jy hoor net panne val. Toe is sy en die oom teen die grond. Hy sê, "Ma, ek het jou gesê, daai val is, jy vertrou nie jou lewe aan hulle toe nie, klaar." Goed, so toe is ons nou deur die appendix storie, en toe kan Andries nie meer werk nie, want sy longkapasiteit is toe 17. So toe sy by die huis, van daai Januarie maand af, dit is so warm buite, maar hy dra 'n jas, hy dra 'n serp, hy sit 'n beanie op, hy lyk soos 'n ou man. Want al sy energie gaan nou net daarin om asem te kry. So dit was nogal vir ons baie erg, en toe sit hulle vir hom op die kritieke lys, dat as daar iewers iemand is wat 'n skenker is, en is 'n match, dat hy daai longe sal kry. So deur my jare, ons bly op 'n plaas, so ek het nou so deur die boorde gestap, dan bid ek. Dan bid ek, Here, asseblief, die skenker moet jonger as my seun wees. Ek dank U daarvoor. Ek dank U dat dit 'n fikse kind gaan wees. Dat sy mense vir hom baie lief sou wees. Dat hy die wêreld sou sien. En natuurlik die groot ding, dat ons hulle sal leer ken. Want jy mag mos nie die skenker se mense ken nie. So dit was deur die jare my gebede. En dit het my hart gebreek, want iemand moet sterf dat my kind kan lewe. So dit was vir my 'n verskriklike, swaar ding. En ek het vir 25 jaar en 7 maande gebid vir my wonderwerk. So, die 22ste Augustus, daai oggend, sê Andries, "Mamma, ek kan nie asem kry nie." Toe sê ek, "Bokkie, jy moet nou net by die hospitaal uitgaan, en vra dat hulle vir jou suurstof gee." So hy is hospitaal toe. Dr. Galligaro was daai dag siek. Daai man raak nie siekie, maar daai dag is hy nou siek. So Andries blaas op al die masjiene, en hulle stuur vir hom al die resultate, en hy sê toe, "Andries, gaan huis toe, jy klim in die bed, jy bly in die bed, jy staan net op as jy toilet toe moet gaan. Ons moet nou jou longe spaar. Ek gaan so lank reël vir terapeutiese suurstof, dat jy maandag jou suurstof sal kry." So daai tyd bly Andries en Albert by mekaar, die oudste en die jongste. So Albert is verantwoordelik om na Andries om te sien. En Albert het maar 'n ou klein hartjie. Hy is maar baie sensitief te onderwyser. So hy sê, "Mamma, die ergste vir my is om in die nag te gaan kyk, lewe hy nog?" Of hy sê, "Dan hoor ek snaakse geluide, en dan sê ek seker nie, wat gaan ek nou daar kry?" So Albert was ook nogal die een wat baie keer saam met ons hospitaal toe gegaan het. So daar was nogal 'n insident toe Andries so 16 is, toe is Albert nou saam, hy wil nou saam gaan. So ons is Ebendanges toe, ons sit in die ongevalle. Hulle het dadelik vir Andries daar opgeneem. Toe kom hulle nou daar met 'n oom aan wat nou TB het en nie sy TB behandeling gedoen het nie. En die oom hoes en alles is daar in die plastieksak in. So toe ek weer sien, hier lê Albert. Hy is nou uitgepas. Nou sit ek met 'n sieke en 'n dooie. Hoe nou? So okay, so ek sleep hom aan 'n groen stoel, hy hang nou so. Nou sê ek, "My kind, nou het hulle vlugsoutjies." Okay, kom hy by. Hy sê, "Ma,
Ek voel verskriklik. Hierdie goed se geruik hierso, dit werk nie. En toe kyk hy nou so, toe hy nou so links kyk, is hulle besig om 'n tannie se ou toenails te knip en daar is hy weer. Toe is hy weer weg. So hy's nou my support system, maar hy's aan die kant dood. Goed, so Albert was ook nou, ek weet nie wat sy hy nog gedoen het as Andries iets oorgekom het, gelukkig het die Here dit nou so vasgehou. So die 22ste Augustus was dan nou ook die dag wat Storm geval het. Storm was by Oakdale Hoërskool, hy is so Afrikaans skryf, hy's 18 jaar oud, wonderlike fikse kind, hy is die seun van 'n enkelma. So hy het vir haar gevra met sy verjaarsdag, die 5de Junie, dat hy 'n longboard wil hê en sy gee dit toe vir hom. So hy is op sy longboard agter die bakkie aan, hou aan die bakkie vas, toe hy los, toe slat hy agteroor. En ja, sy kop het die teer geval, op die teer geval. So sy was daai dag vir 'n werksonderhoud in Stellenbosch. Gelukkig was haar vriendin saam. So hulle bel van sê jou kind het baie seer gekry. Ons gaan hom oorplaas Mossel Baai Hospitaal toe. Jy moet kom. So ek kan net dink wat in daai mamma hart gebeur het. Dit moet verskriklik wees. So die vriendin het bestuur en hulle soen toe en sy sê toe sy langs sy bed staan. Toe sit hy met haar kind nie. Sy sê hy lewe of hy haal asem, die masjiene is daar, maar hy is nie daar nie. En toe weet sy, deur die loop van haar lewe het sy altyd as sy vir Storm kyk, besef, God het jou vir my gegee, maar jy gaan nie oud raak nie. So vir wie maak ek jou groot? Waarvoor maak ek jou groot? Goed, so toe het hulle vir hom breindood verklaar. Storm se pa was daar en hulle vra toe orgaanskenking. Toe sê sy, ja, definitief, gee die vorms, kom ons vul dit in. So 2 weke voor sy ongeluk, het Storm haar hele dag, was hy net buite op die longboard, teen die berge af, hulle bly daar by rivier sonder end. En toe hy terugkom, toe kom sit hy by sy ma. En hy sê, mamma, as ek ooit iets oorkom, moet jy my organe skenk. So, teen het hy geweet, of hy het hierdie ervaring gehad, iets gaan met hom gebeur. So, hoe werk orgaanoorplanting? Hulle stel 2 mediese spanne saam. Die 2 mediese spanne ondersoek die skenker. Hulle sê nie vir mekaar wat die resultate is, so hulle toets jou brein, hulle toets jou asemhaling, die masjiene, so hulle maak baie seker, jy is breindood. Daarna stuur hulle die chirurge wat moet die liggaam, al die organe kom oes, en hulle laat dan die mense weet, of jy die longe kan kry of nie. So hy was in Mossel Baai, hulle bel vir Andries 9:30 die aand, hy moet sorg dat hy by Grote Skuur is 6:00 die oggend. So 4:00 toe sit hy al in sy kar, en hy sê vir Albert, maak klaar, ek gaan my nuwe longe haal. So die aand voor dit, sê Andries, het hy buite gesit, en hy 2 wit skoenlappertjies gevlieg, en hy het so teen mekaar gesit, asof hulle een raak. En hy sê, dit was asof die Here vir hom sê, jou tyd is naby. Yes, want hy het my dit nog al laat weet, sonder dat ons nog geweet het van Storm. Goed, so, en Albert is saam, maar omdat Albert mos nou flou raak in die hospitaal, is daar 'n ander vriend ook saam, Pietie. So Pietie is saam, Pietie het al die vorms geteken. Ek sê, jong man, as ons die rekeninge gaan betaal, hulle is op jou blaaie vir daai. So daai oggend is ek en Albertus seker so teen 10:00 daar, toe's Andries in die bed, en toe lyk my seun so. Toe weeg hy 47 kilos, en hy is bitter maar hy was so vrolik. So my man, as hy spanning vang, het hy al hoe stadiger geraak. Ek raak al hoe vinniger, kom. So dit was verskriklik, en nou, ek dink as hulle vir ons moes op 'n YouTube of 'n TikTok gegooi het ons baie likes gekry. Want ek stap vooruit, kom nou Bokkie, kom, hy sê, niks haas nie, this is really, let's do this.
So toe ons nou daar kom, is Andries vol grappies. Albert sit ver van die bed af, so in die hoekie. Hy lyk so grys. En Pietie sê net, dis die jongman se dag, dis die jongman se dag. So toe besluit ek, dankie Here, al die gebede is nou in plek. So ek is toe na die toilet toe, net daar vir die Here net te gaan dankie sê. Maar jy is mos maar gespanne, dit is omtrent 'n 11 ure operasie. So ek het daar gaan sit en toe ek klaar gebid is, toe het iemand die rolstoel daar vergeet in die toilet en op die rolstoel staan daar, just breathe, you've got this. Toe weet ek, alles gaan fyn wees. So hy's 12:30 is hy in en dit was 10:30 ure. Ons het nie in die hospitaal gebly nie, want ek sal al hulle skilderye op 'n ander plek gaan sit het en van 'n Merwe sou geslaap het. Definitief. So ons het vir ons 'n blyplekkie gaan soek, so 'n mooi tuintjie. En ek sê toe van 'n Merwe, ek gaan nou vir ons 'n koffietjie maak, dan kan ons nou lekker met mekaar gesels. Maak die koffie toe ek daar kom, waar's die man op die kooi? Hy slaap, hy's nou afgeswitch. Maar dis is hy sy spanning altyd hanteer het. So toe besluit ek, deur die jare was daar baie mense wat vir ons gebid het vir Andries se genesing en dat daar longe sal wees. So toe besluit ek gaan nou op Facebook sit. Ons het nou die longe gekry, tree in, die operasie is nou daar en bid asseblief vir die gesin. Die gesin wie se skenker dit nou is. So toe ek nou daarop gaan, hier sien ek 'n foto van Storm. En ek laat my ander 2 kinders weet, mamma dink dis Storm se longe. En my middelkind sê, mamma, maar ek ken vir Storm. Die Here is amazing. Ek sê nou, hoe ken jy vir my? Hy sê, mamma, ek het saam met hom tou getrek in Pretoria. Hy sê enkel mamma se kind. Hy ken vir Jesus. As daar konflik was, hy was so groot, dan het hy ons net by mekaar vasgehou en sê, sort dit nou uit. Ek gaan julle vashou tot julle dit uitgesort het. Ja, so die Here het regtig waar 'n engelkind se longe vir my seun gegee. En toe sê hy, mamma, en Storm het, hy was al in Botswana, Mozambique, Namibië, you name it. Die kind was oral. En dit was al my gebede wat ek gebid het. So dit was vir my so amazing. So toe kon ek vir die ouers begin bid. So Lisa, is 'n baie goeie vriendin van my man se niggie. En sy weet hoe ons het longe gekry en sy weet van Storm. En sy sê toe, ek dink julle twee is gelink. En sy wou dit nie glo nie, want sy sê toe, dit sy dink is 'n hoax. Maar na die organe oorgeplant is, dan kry jy 'n papier en dan sal hulle vir jou sê, niere, woester, longe hierso. En sy sê, langs die longe daar gestaan, chef van Stellenbosch. En dis my kind. So loof die Here vir dit. Ja. So Andries is na 10:30 uur, toe sê die dokter, ons kan kom, maar hy gaan slaap. Ons gaan hom nie sien nie, hy is op 'n ventilator en is sakke van alles. En ek dink net, ek het nie so baie gebid dat my kind gaan slaap nie. So ons is daar soos COVID mensies aangetrek en ons is daar in. En ek het langs Andries gaan staan, ek het sy arm so gevryf. En gesê, Andries, mamma is hier. Toe maak hy sy oë oop en hy sê, ja. En hy wys net. So toe wil hy nou eet en drink, want hy's honger. Die dokter sê, kan nie, jy moet nog eers leer sluk. Want alles is mos nou geconnected hier binne. So toe vra ek vir die dokter, sal hy vir my die ou longe wys? Nou ek is mos nou maar gaan hy nuuskierig gesoor. Hy sê hy het 'n foto geneem. So hy wys my die foto, sê ek gaan nie vir jou foto stuur nie, maar ek sal vir jou wys. Toe hulle wys die ou longe is in 'n plastiek sak. Dit is pikswart. Dit lyk soos grof gemaalde mins. So daai longe het vir 25 jaar en 7 maande, het daai longe sy stukkie gedoen, totdat die nuwe longe kon kom. En toe sê ek, dokter, die nuwe longe? Toe sê ek het 'n foto. So dit was so onder die teaterligte, wanneer jy 'n orgaan skenk, dan maak dit al skoon, so dis nie rooi nie, dis spierwit. So dit was hierdie 2 spierwit longe in hierdie silwer bak met die lig wat so opskyn. Toe sê die dokter, die wonderwerk is ook, want ek het jare gebid, partykeer moet hulle van hulle ribbebene breek, om die groot longe in te kry. Toe sê hy, wie wat, dit was so 'n maklike operasie. Hulle sny vir jou hier oop, so jy raak, hulle maak jou hele borskas oop.
Hy sê dit was soos wanneer die bonnet oplig van 'n car engine, jy haal die oue uit en jy sit die nuwe in. Perfek. Perfek soos 'n legkaartjie daarin gepas. So dit was alles net bonatuurlik en ek glo ons gebede het die weg voorberei dat God dit so perfek kon werk. En toe ek na die geboortedatum van Storm hoor, die 5de Junie 2001, dit was die dag wat ek die kruis gegee het. Toe ek die kruis aflê, toe word hy gebore. So baie keer dink jy, ek bid maar niks kom maar nou nie. God het reeds gehoor, maar ek het so 'n paar skerp puntjies gehad. Hy moes my nou eers 'n bietjie in sy Heilige Gees se rivier rol, dat ek lekker saam met die res kan rol. So hy moes deur al daai jare met my werk en met ons as gesin, sodat ons die wonderwerk kan ontvang om dit met ander te deel. En ek wil vir jou bemoedig daarmee, elkeen van ons het 'n getuie. Elkeen van ons het ietsie wat met jou gebeur het. Vertel vir iemand anders. Want as jy vertel, bring dit genesing. En dis hoekom ek die boek moes skryf. Ek moes 'n boekie oor skryf dat ek genesing kan ontvang en dat ek die getuienisse met ander mense kan deel. So na die operasie dag 3, toe daar's nou net na die operasie, waar die dokter het die hele tyd gesê, hy verstaan nie vir my nie, verstaan ook nie vir Andries, so hy skinder agter ons rug. As Andries uitgaan en sê, why is your son so positive? Dan sê ek, it's Jesus. Dan is ek uit as hy vra, why is your mother so positive? It's Jesus. So hy was soos in gepuzzle, want hulle is mos maar baie wetenskaplik, né? Maar ook met Dr. Galligaro gaan dit baie goed vandag. Ook hy het vir ons gesê, Andries gaan 3 maande in die hospitaal wees. Hy gaan 3 dae onder sedasie wees en dan gaan hy wakker wees. En daar is die longklong, net na die operasie is hy wakker. Goed, en dit is na 3 dae, toe stap hy 100 tree. Hy het vir die fisio gesê, haal my uit die bed uit, hier moet ek uitkom. Hy sê, die longe wil loop, die longe wil nie lê nie. Okay, want Storm was baie sportief, hy was 'n lewensredder, hy het baie goed rugby gespeel, hy het tou getrek, so Andries het gesê, die longe moet move, hy moet move, ja. So, dis is hy gelyk het, nou kan jy sien hoe maar was hy. Hy het ook natuurlik, jy ontwikkel diabetes, omdat jou ensieme in jou pankreas nie werk nie, so hy was 'n rukkie voor sy operasie was hy diabetes, vandag is hy glad nie meer nie. Die sistiese fibrose is mos nou in jou genetika vasgelê, so dit kan glad nie die nuwe longe aantas nie. Glad nie. So hy het al sy nebulizers geskenk, al hy goeders is weg. So hy drink nou wel 'n handvol pille vir die verwerping, maar dit is baie minder as wat dit voorheen was. Okay, so ek moes kos insmokkel, maar die mense se kos is nie lekker nie. So ek en Albert het die beurt gehad om kos in te smokkel. So daar was ook 'n situasie by die staatsgedeelte, by die ICU. Albert moes kos insmokkel en hy gaan sit toe daar op 'n lazy boy. En toe hy daar gaan sit, toe sien hy nou die bloedsakke en hier is die dreinering en toe sy uit. So hulle het hom maar van die stoel af op 'n bed gemond tot mond en toe sy by. Okay, in plaas hy maar gesê het hy kry flauwtes. Toe sy daar uit by die deur by die ICU en toe hy uitkom, toe gooi hy op. Die hele gang vol, hy sê maar daai cleaner was so oulik, sy kom net verby. It's just a small mistake, we'll clean it up for you. Ja, so die Here was goed vir hom ook. Ja, so Andries se eetlus is terug. Toe hy die tweede dag het hy gesê hy wil begin fietsry. Jou immuniteit is in jou boboutjies, dames. Soos jy lekker stompe het soos ek, yes, jy's uitgesort. So hy moes ook voor die operasie probeer om squats te doen, dat jou beendigtheid sterker raak hierso. So as jy niks oefening kan doen nie, probeer squat, né? As jy toilet toe gaan, wag so bietjie, dan af en dan weer en dan yes. So toe ons by Grote Skuur begin inklok het, was daai verpleegster daar. En sy was eintlik op punt om af te tree. En toe sê sy, dit was net asof sy en Andries gekonnek het, toe sê sy gaan aftree die dag as hy ontslaan word na sy longoorplanting.
So sy het al die tyd het sy soos 'n jaar kontrak gevat en saam met Andries die pad gestap. So dit was ook baie spesiaal. Dis regtig asof die Here vir ons 'n engel op ons pad opgerig het. Goed, en daar is Andries se eerste tree rondom die hospitaal. Natuurlik nie die kop gekam nie. Dis mos wat ma's eerste kyk. Kam net die hare, Boeta. So dis die dag van ontslag. So na 8 dae, toe loop Andries nou op en af in die hospitaal rond en hy's by al die pasiënte in. So hy moet nou die masker dra. So die dokter raak toe nou bekommerd en hy bel toe daai mense in Kanada en sê ek het 'n pasiënt hierso. En hy raak nou 'n high risk vir homself, want hy's nou by almal in en uit. Toe sê hulle, hou hom maar tot dag 12 toe, as hy dan nou nog alright is, laat hy my huis toe gaan. So Andries hou die wêreldrekord vir die longoorplanting pasiënt wat die kortste in die hospitaal was. Maar dis die boks pille wat toe na huis toe gaan. Ja, so toe het hy gegaan vir 'n haircut, toe gee hy vir die ou by die hare sny die masker, sê dra jy die masker, maar ek moet nou lig kry hierso. So, maar toe dan nou 'n lang pad van herstel. So hy het seker so 3 maande daarna toe bel hy vir Tokkara en hy sê ek sien julle is besig om uniforms te bestel, is daar vir my ook een. So toe sy terug Tokkara toe vir 'n rukkie. Ja. So, en dit is hoe die wond nou lyk. So die man het 'n tattoo daar. Die tatoeëermerk sê breathe positive. So my man was nou maar van die ou garde waar jy nou nie kan tatoeëer nie. So die kind kom met die ding by die huis, maar nou is die plastiek geplak. So van 'n Merwe dink, dis hy goedjies wat jy so aansit wat tydelik is. Tot hom die volgende dag sien, toe sit my huis, my reels, my die, my daai. Okay, dis is van 'n Merwe kalmeer, die kind het iets nodig om hom te motiveer om te oorleef, asseblief. Ja, so. Ja nee, dit was maar 'n stryd daai. So daar is hy eerste aand by die huis, na sy ontslag by die hospitaal. Hy's nou nog 'n bietjie opgeswel, want hy kry mos nou baie kortison en allerlei sulke goeders. En dit was omtrent so 3 dae daarna toe ontmoet hy vir Lisa. Ja, toe het huisgenoot 'n storie van hulle gedoen. Andries sê, ma, dis 'n klomp vroumense, hulle huil almal om my, ek deel net tissues op, een vir jou, een vir jou, een vir jou. So, my kind is nogal een wat, al my kinders eintlik, hulle vertroos ander mense, so vir hom was dit so lekker om vir Lisa te leer ken, en sy werk baie in Stellenbosch, so hulle kom baie oor en weer. Wat ook goed is vir haar, want sy het nie ander kinders hê. So ek en sy het groot buddies geraak, dit is so lekker, en daar is Storm, kyk die mooie kind, so 'n mooi seun, ja. En soos sy sê, hy het motorbike gery en hulle het uit vliegtuie uitgespring en allerhande sulke goed gedoen. So toe ek daai gedeelte van die boek geskryf het, was dit een Saterdagoggend, toe sit ek op my bed. Toe sê ek vir haar, ek gaan vir jou vra, vertel vir my die eerste op sy geboorte. So hy was ook 'n noodkeiser. Sy sê, was nog baie groot babietjie. En sy sê hierso, toe hy nou moet begin pap eet, toe voer sy om Weet-Bix. Sy sê hy het 4 Weet-Bix'e geëet soggens as hy skool toe gaan. Hy het soos 'n wurm gehad, hy wil net die hele tyd eet. So sê ek het vir haar nou almekaar gesê, vertel van sy geboorte, vertel die eerste 5 lewensjaar, vertel die eerste 10 jaar, so dit was ook haar manier van om oor haar trauma te kom, en toe het ek nou lekker in die boek haar stukkies geskrywe. Ja, die memories wat sy het oor hom. So dis die boek se voorblad. Ja, en daar het ons toe so 'n paar praatjies saam gehad, ek en Lisa. En dit was so amazing. Andries het haar nou lank voor my ontmoet. So toe bel my man se niggie en sê, ons gaan vir Lisa bring na een van jou praatjies toe. Ek is in die Bokveld, ek werk daar. Ek huil so, die snotte loop uit. Dis is trek nou eers af, eintjie, soek 'n tissue, vang dit net vas hier, so want as jou hele stuurwiel, alles is nou besmeer. So toe sê ek, asseblief, sy moet net by die plek inloopie. Voor die tyd bring haar net na my huis toe. So ons ontmoeting was op my voorstoep en ons het mekaar net vasgehou. Ja. 'n hart van vreugde en 'n hart van seer.
Maar ek glo ook die Here het ons in mekaar se lewens gesit om dit te deel en ook die vreugdes en die hartseer. Want baie keer as sy by my is, dan vertel sy vir my goedjies van Storm wat ek dink wat sy nie so met ander sal deel nie. So dis vir my wonderlik om vir haar in my lewe te hê. Daar het ons in Bredasdorp, dis waar sy vandaan kom, het ons saam 'n praatjie gedoen. So Storm was baie lief vir blou en dis hoekom my hare so blou gedaai is. Ja, nog steeds tot vandag toe. Daar is Andries. So lyk die man. Ja, sterk en gesond en aan die gang. Ja, hy het nog steeds nie 'n girlfriend nie, so hy's nou 31 dames. So, nou sê ek, Bokkie, wat is dit met jou dat jy nou nie 'n girlfriend het nie? Ma, weet jy hoe lekker is om te lewe? Weet maar hoe lekker is om te lewe. Wat sal ek nou dit aan myself doen? Hy sê, kyk wat het die huwelik aan jou gedoen. Okay. Hoe, jy het my nie eers geken voor die huwelik, hoe kan jy sê? Hy sê, maar ek wil nie so vas wees nie. Ek wil nie so vas wees nie. So toe hy geswat het hy nogal vir my senuwees opgemaak. Hy sê vir my bel en sê, ma, ek verstaan nou nie, ek ry nou met ouma se bakkie, maar hier bly 'n blou lig hier in die triespieël. Drink maar, ek moet aftrek. Toe sê asseblief my kind, trek net af voor hulle dalk vir jou boei. So die bakkie, hulle was 7 neefs saam op universiteit. So die bakkie was 2 keer gesteel. Wat die polisie uit Kayamandi of Khayelitsha vir my bel en sê, mevrou, het jou bakkie gekry? Dan bel ek vir hulle, is hulle by Catwalk. Wat sit nou ma, wat sit ek sê die bakkie is weg. Hoe weet ma? Ek sê kyk net uit. Kyk net uit. So die 3de keer is hy toe finaal weg. Ja, maar dis nou hulle. So daar is ook 'n film gemaak oor sistiese fibrose en dit is 5 Feet Apart. Ek weet nie of van julle dit al gesien het nie. As jy die geleentheid kry, gaan kyk dit, omdat dit nogal baie detail vir jou vertel van sistiese fibrose. Sistiese fibrose is 'n siekte wat uit jou Duitse en Nederlandse bloedlyne uitkom. So in Namibië is daar 1 uit elke 18 persone is 'n draer. In Suid-Afrika 1 uit 62. So die kanse dat so iemand oor jou pad kan kom is nogal baie. En hulle vroeër jare met Andries se diagnose het al die dokters gesê, hulle het dit net gesê, daar is 'n siekte soos sistiese fibrose, dit val jou longe en jou maag aan. Dis al wat hulle daarvan geleer het. En dis hoekom ons 3 jaar gesukkel het om uit te vind wat makeer Andries. Baie keer ook as die babas gebore word, het hulle soos 'n maagobstruksie, maar Andries het nie dit gehad nie. En dis hoekom dit so moeilik was om dit uit te vind. En is 'n baie maklike toets, is 'n sweettoets. So dis hulle prikkel jou vel dat jy sweet en die soutgehalte is baie meer as 'n gewone persoon se. So Andries het ook toe hy klein was, ek vir hom soen, dan proe hy so sout terug. En het ek nie geweet wat dit is nie. Vandag weet ek nou. Ja. So ek wil vir julle die tema lied speel. Ek dink hy's nou volgende. O nee, dis ons gesin. Okay, dis moeilik om 'n foto by ons te kry want almal kriewel. Alright. Van 'n Merwe is nou 9 maande terug, is hy na die Here toe. Vinnig onder my uit, die bogger. So in die hospitaal, hy het net lekker gevoelies en hom gevat. 12:30, hy het net aan mekaar gesê, gaan huis toe, waar is my stoel? Ek sê, Bokkie, jy kan nie in 'n stoel wees nie. En hy het gesê, jy gaan huis toe. Gaan jy huis toe? So toe ek by die huis kom, toe bel hulle my, ons sit hom in die ICU, 5:30 die oggend is ek terug in die hospitaal, en sê mevrou, jy het 'n moeilike man, moeilike pasiënt. Hy van 'n Merwe is op en af, ek soek die stoel, en jy moet by die huis wees. Goed, so toe moet ek my karretjie ingee vir diens, gaan gee my karretjie in vir diens, gaan na 'n vriendin toe by Woester Hospitaal. Ek was skaars daar te bel hulle vir my te sê, hy is baie sleg, ek moet kom. So toe ek afhardloop by die trappe, en onder by die deur uitkom, toe weet ek, hy is weg. So toe het ek vir my potjie tee gemaak. Lekker daar langs hom gesit, eers lekker geskel. Begin met jou donder. Goed, so toe praat ek nou daai hele storie met hom deur, my kwaad gewend. En toe het ek net die mooi memories gedeel, want ons het mekaar 40 jaar geken. Hy was soos my sielgenoot. Ja. So ek sal nie sommer aan 'n man vat nie, want ek gaan almal met Van 'n Merwe vergelyk.
So ja, maar die Here het ook 'n nuwe pad vir my, 'n nuwe seisoen vir my. En my man het altyd gesê hy wil nie oud raak nie. Hy wil nie swaar kry as hy sterf en hy wil nie kanker hê nie. En hy het sy wense gekry. Ek kan hom nie gaan haal nie, maar ek weet ek gaan hom sien. Die dag as ek moet oorstap en my naam word geroep. En dit is ook mos nou so. Toe die Israeliete getrek het, was daar 3 van die stamme wat die kant gebly het, die res moes gaan trek, gaan bring die goedjies vir ons en hulle deel daaraan gehad. So ook, soos jy die oes insamel, so het jou geliefdes deel aan die oes. Nou dink ek partykeer so by myself, hy van 'n Merwe sit nou daar, lank uit in die visdam en sê, eintjie werk maar daar vir my, dat my loon 'n bietjie meer raak hierbo. So ja, maar gelukkig, ons het wonderlike tye gehad. So ek wil ook 'n gedeelte in die woord met julle deel, waar die Here sê, ek is jou herder. Ek is die goeie herder en ek my lewe vir jou afgelê. Dis Johannes 10 vers 11. En partykeer dink ons daaraan dat Jesus het eintlik al alles deurgemaak nie. Ons moet net die pad stap en hom vertrou. So, as ons in Psalm 23, wat Dawid geskryf het, wie die herder is. En die Here is so goed. Hy laat nie sommer enige iemand hierdie psalm skryf van die herder nie. Hy laat 'n herder wat 'n herder is, die psalm skryf, want hy ken al die ins en outs. So ek het nou die dag toe ek het gaan lees, sê die Here maar gaan kyk wat is Psalm 22 en Psalm 22 is sy kruisdood. So niks is toevallig, ek sê net daar val God se lig. Yes. So in Psalm 22 vertel die Psalm eintlik wat het Jesus ervaar in sy liggaam. Hoe seer en hoe erg dit vir hom was. Hy kon sy niere sien, hy kon sy ribbekas sien. Wat het in sy sielsdimensie aangegaan, daai twyfel, moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie, hoe vergewe ek hierdie mense wat dit aan my doen? En dan die geesdimensie is, ons gees gaan weer terug na Papa God toe. So ek kan my hierdie swaar kry, kan ek nou vir 'n tydjie verduur, want alle storms gaan verby. En ek kan daarvan getuig, vir 25 jaar en 7 maande was dit baie swaar vir my. Om my kind te sien, hy is die heeltyd gaan hy net agteruit. Maar ek het geweet, my Papa God het my met 'n doel gestuur. En elkeen van ons het 'n doel. Of dit nou lank is of dit kort is, maar jy het 'n doel, maar die versekering, hy is die herder. So ek wil regtig vir julle, ek wil nou vir julle Psalm 23 lees, asof dit Jesus is wat dit vandag vir jou sê. Okay, dat ek net my brille opsit, eintjie, want dan kan jy nie sien nie. Fokus net in die klas, daar's sy. Right. So die Here is my herder. So ek, Jesus Christus, is jou herder. En niks sal jou ontbreek nie. Ek sal jou laat neerlê in groen weivelde en na waters waar daar rus is. Ek sal jou daarheen lei. Ek sal jou siel verkoop en ek sal jou lei in my spore van geregtigheid om my naam ontwil. Al gaan jy ook in 'n dal van doodskade weer. Ek sal sorg dat jy geen onheil vrees nie, want ek is met jou. Met my stok en my staf, daarmee sal ek jou vertroos. En ek berei vir jou tafel voor die aangesig van jou teenstanders. En ek maak jou hoof vet met olie, en jou beker sal oorloop. En net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. En jy sal in die huis van die Here bly, in my huis sal jy bly, in die lengte van dae. En wat so wonderlik is, die Psalm daarna, Psalm 24, sê hy, hef op jou hoof, jou kop, en hef op jou poorte, maak oop jou siel en jou gees, dat Jesus die lewende water kan bring, dat hy jou herder kan wees. Ek was hardkoppig, dis nie dat ek my suster so gesê het, dis ook om ek 'n lysie moes maak en almal gaan sien, maar die dag toe ek oorgee, toe kan God met my begin werk. Toe kan ek 'n ronde klippie in sy waters raak, en ek eer hom daarvoor. Dit het 29 jaar gevat, van mense wat aanhoudend gekom het, en ek gesê het, nee, maar hy het nie opgehou nie. Hy het nie opgehou nie, en daarvoor is ek so dankbaar vir hom. So ek wil vir julle bid, kom ons sluit die oë. Almagtige Hemelvader, ons dankie dat U Papa God is. Ons wil vir U dankie sê dat U Seun Jesus Christus vir ons gestuur het, omdat U vir ons so lief is.
Dankie dat hy gesterf het en daarom kan ons nou mede-erfgename saam met hom wees. Dankie Here dat u gordyne geskeur het, sodat ons met gemak na u troon toe kan kom om genade op die regte tyd te ontvang. Dankie dat u ons nie wees laat en dat die Heilige Gees rondom in en oor ons is. Dankie Here dat u gedagtes oor ons 'n goeie en 'n hoopvolle toekoms is. En Here, ek kom bid vir elke gesin, elke familie, elke vriendin wat hier verteenwoordig word. En ek vra Here, maak hulle toe. Rig en lei hulle op die regte pad. Here, gee dat ons vrymoedigheid sal hê om u naam te eer. Gee vir ons, Here, dat ons trotsheid sal laat staan en dat ons knie sal buig, sodat u, Here, verheerlik kan word, sodat ons u werke kan doen. En ons dankie, Here, dat u met elke vrou nou 'n pad sal stap. Ons vra, Here, dat die saad wat in hulle harte is, dat u dit sal laat ontkiem, dat u dit sal nat maak, dat dit sal uitspruit en sal blom en sal groei en dit sal vrug dra, sodat u altyd verheerlik sal word. En ek dankie Here vir hierdie geleentheid, ek dankie Here dat u my gebruik as instrument, en ek dankie Here dat wanneer ek eendag die hemele ingaan, ek hierdie gesiggies sal sien, want hulle verbly hulle in u. In die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen.